Okay, hier kom ons nou by die kwaai een. Ja, die een wat ek daarom gekyk het tenminste. Ja. Gisteraand 12:00. Ons het kyk lekker en wag net maar vir die en die ding werk hier in sy en uiteindelik te werk. Hy moes dan toe die main event kom. Hy praat nou van die DAZN app. Hy het heeltyd geload en gewat en goeders. Problems en wat. Maar anyway, Johnny Fisher teen Ellen Babic. Dat was nou 10 rondes. Scheduled for 10 rounds. Heavyweights en so aan. Maar ja, dit het toen net so 36 of 35 secondes gehou, dink ek. Was dit 33 secondes? Dit is 35 of 36. Okay, maar is iets in die 30. 'n knockout vir Johnny Fisher of 'n TKO. Hy het die ou plat geslaan en toe hy try opstaan en toe sê hy ref, nope. Dis jy is in jou kas en ja, maar hy was. Ek sou baie graag vir Babic se syk wou gesien het, laat hy dan nog net so 'n klein bietjie 'n kans kry, maar dan het hy seker maar in 'n stretcher uitgerol, want ek meen, hy was in sy kas ingewees. Ja, want hy het plat geval en hy staan op, want daai wat jy so begin dans, hy wil trap en toe, hoop, hy spring sommer so en toe, weet ek nie wat, toe tel die ref en toe sê die ref, nope. Nee, maar dis, ja, ek dink die ref vir die regte kol maak, maar ek meen, die fight het skaars begin nie. Ek dink dit was soos in die eerste 5 sekondes van die fight. Eerder toe neek hy Fisher vir hom met so 'n overhand right. Toe laat hy hom klaar maas hou en toe dink ek, o jette, as dit is hoe dit begin. Toe sê ek nog, nee, wat hierdie man gaan uitgenaam. Ja, jy kan hom nie binne die eerste 5 of 10 sekondes daai klas firepower teen jou kop vat nie. En dit was maar net Fisher wat vorentoe kom en aan mekaar attack en die ander man het maar nou net gekeer en hy is maar net genok. Ja, presies, hy het met sy ja, hy het met sy kop probeer. Hy het ons voor die tyd gesê, look at my head, it's mashed potato. I can take all punches of it. Hy het mashed potato head. Maar ja. Nee, ek wou net gesê het, want toe die laaste sequence was ons 8 tot 10 oue skoon op sy gesig. Just left, right. Boef. Slaat hy hom net daar een nou, laaste ou plat. 8 of 10 shots, sonder dat hy iets gekeer het of iets so. Maar wat vir my, die heel laaste shot wat geland het, toe Fisher hom met so 'n looping right hook geslaan, en hy het hom hier bo in die kop. Nou, ek het al geleer in boxing, as jy bo jou oor, hier bo rond op jou kop, of hier agter jou oor. Hulle sê dit scramble jou equilibrium heeltemal. Jou bene wil nie lekker saamwerk. Jou onderlyf en jou bolyf is soos 2 verskillende mense se lywe. Dis hoekom jy so begin dans as jy jy trap so snaaks en so skuins in jou liggaam hier bo voel, hy's 'n bietjie in die loskant. So dit is nou maar wat met hom gebeur het, en hy het hard geval. En toe hy daar opstaan, toe val hy ons amper weer om en toe sê die red. Maar net gou vinnig, die alles vanaf die fight begin het, vanaf die walkouts was, die announcements, die fight, die post-fight interviews, die celebrations, alles van die hele main event, elke part van dit was langer gewees as die actual fight. Want dit was soos 'n tjoef, daar is alles verby. En ek het hier geskryf, dis nou maar net my simpel ding, dit voel vir my, Fisher kan maar Babic se nickname ook gesteel het, ook afgevat het, saam met sy win, want daai man is 'n savage, jong, eerder, hulle kan hom ons maar the savage Romford Bull noem, want hy het net uitgekom en hy man flippend destroy, man. Savage. En as jy enige een van hierdie ouens like, of dalk meer van hulle wil leer of wat, doen dit, veral Fisher. Kyk, albei ouens is entertaining characters, soos obviously Babic se trash talk is soos op 'n ander level wat baie cool is, maar loop luister die build-up van hulle podcast, van hulle press conference, en wat wil ek nou gesê het, Fisher, wat vir my interessant is van hom is, hy kom uit soos
Cambridge University of whatever ook al uit en hy soos wat het hulle gesê, hy het 'n doktersgraad in geskiedenis of so iets soos in history. Iets in history, Ja, so hy's wel geleerd, jy kan hoor as hy praat, hy's baie intelligent, hy's baie bewus van wat rondom hom aangaan en hy's 'n former rugby player, soos jy kan sommer sien in sy liggaamsbou met daai groot traps en hy het sulke stewige dik bene en goed. Dit maak vir my 100% sin. Hy was 'n rugby speler gewees so. Net om af te sluit Skalla, my vraag aan jou. Ja. Hoe ver dink jy kan hierdie man gaan? Hoe groot threat dink jy op domestic level kan hy dalk British champ raak en daar rond dwaal? Of dink jy hy kan begin saam met die groot visse, saam met die groot katte fight? Ja, dit moet ek sê, hulle mik nou nie te groot eers sê, hulle gaan nou eers British, soos domestic, so hulle gaan nou eers daai route gaan, lyk dit my. Maar ek dink hy kan ver gaan. Ek sal nog wel sien so 'n paar fights. Dit is nou die eerste regtig een van sy groter name, of sy grootste fight sover. So ek het al geleer om nie te opgewonde te vroeg raak nie. So gee hom maar nog so 'n paar fights, ek kyk ons. Maar so far so good, 12 fights, 11 knockouts. So Ja, he's doing something right so far. Hy doen goed, ja. So hou maar dop, kyk ons waar. Hy dink hy kan eentjie gaan. Ek dink ook so. Ek dink nie hy's die most technical boxer in die wêreld nie. Hy leer mos nog, maar hy gee vir my, en bear with me want dit gaan nou snaaks klink, hy gee vir my dieselfde tipe vibes amper as wat Francis Ngannou gegee het toe hy oorgekom het boxing toe. Hy's groot, hy's physical, hy het groot punching power en hy het 'n goeie chin. Verstaan jy? Jy hoef nie veel van boks af te weet nie, maar as jy 'n hou kan vat en jy kan vrek hard slaan en jy's aggressief en jy's physical, dan het jy klaar baie voordele want dis heavyweight boxing my man. As jy daai advantages in die lower weight sit, dan gaan jy makliker afgepik word, maar in heavyweight kan hy ver kom, maar hy sal definitief die approach wat jy gesê het, wat hulle van praat, hy sal daai approach moet vat, dat hy net so 'n klein bietjie kan skoner kom met sy defense, 'n klein bietjie slimmer met sy offense, daai tipe vibes, maar ek meen, ek sal hom nou insit teen 'n Dubois of 'n AJ of 'n Hrgovic of 'n en ek sal hom 'n kans gee. Ek sal 10-10 daai ouens die advantage gee in die fight, maar jy moet so 'n ou kan 'n mens, jy kan hom nie miskyk nie. Hy het self ook gesê as jy het 'n puncher's chance as jy jy kan hom teen enigiemand sit en hy sal gaan. Want hy het 'n kans. En by all accounts klink dit vir my Eddie Hearn praat verskriklik baie van die ou se chin. He can take a crack. So as jy so hard kan slaan, jy's vinnig, jy het die ammunition en alles en jy kan 'n punch vat dan. Daar kan jy smash. Ja, ag, bash of wat? Bash of smash. Hy bash elke sin eindig met bash. Dis ek kyk, almal sê hy's intelligent en hy kom so voor, maar as hy so begin praat, dan begin wonder ek, want vaderland, kry 'n paar ander key phrases wat jy kan gebruik is net bash. Ja. Oh, we're gonna have some Chinese good bash of bosh of so iets sê. Ek dink amper hy sê bosh. Ja, ek weet nie. Ag, whatever. En bash.